Goeiemôre. Sê vir my, wat dink jy, wat is die verskil tussen hoor en luister? Hoor en luister. Is dit dieselfde ding? Weet jy eintlik nie. Want hoor is wat die slim mense noem 'n onwillekeurige aksie. Jy span jou nie in om te hoor nie. Jy kies nie om te hoor nie. Dit gebeur net, die lawaai, die kar wat verbykom, die kind wat skree, die radio wat aan is. Dis klanke wat na jou toe aankom en jy hoor dit. Maar luister is 'n keuse. Want as jy sit en die radio is aan en die kar is buitekant besig om te raas en die tuinman is besig om gras te sny en al daai klanke hoor jy, maar skielik hoor jy die logo van die nuus. Onmiddellik stop jy al die ander klanke bewustelik en jy kies om na die nuus te luister. Ons tema vanmôre is luister wie daar fluister. Hemelvader, wil jy asseblief vanmôre u woord vir ons oopmaak en ons vir u woord, dat ons iets van die rykdom van u evangelie ook vanmôre sal hoor. Dankie vir u goedheid, wat u oor ons uitsaai. En dankie Heer, dat ons ook vanmôre kan stil word en vra, nee Here, ons wil vir u sê, spreek Here, ons wil luister. Amen. My preek het 2 hoofpunte. Luister en fluister. Luister wie daar fluister, is ons tema, luister en fluister. Kom ons begin by fluister. Wie fluister almal in hierdie wêreld? In die eerste plek, God fluister. God fluister. Ek wil vir jou verwys na Elia in Agab, koning Agab, die goddelose koning se tyd. En dit staan in 1 Konings hoofstuk 19, dat hy gaan op die berg Horeb, en hy wil met God praat. En dan is daar 'n orkaan, wat die berg so skud, dat staan daar dat rotse gekraak het. En dan is dit 'n aardbewing, wat die berg tref. En laastens is daar vuur, miskien was dit 'n weerligstraal wat die plek aan die brand gesteek het, maar kort staan daar, maar die Here was nie in die orkaan nie. Hy was nie in die aardbewing nie, hy was nie in die vuur nie. En toe kom daar 'n stilte, en 'n sagte windjie waai. En in die sagtheid van die windjie praat die Here met Elia. Sien, ons het nou Woensdag aand, as Woensdag gehad, en Dominee Henk het baie mooi gepraat ook oor die feit dat God se naam eintlik asem is. As jy dit in die Hebreëus uitspreek, is dit basies uitasem en inasem. Want God se stem word baie keer geassosieer met stilte, met fluister. God fluister. En die probleem met God wat fluister, is dat ons sukkel om dit te hoor. Maar kom ek vra jou 'n ander vraag. As ek wel na God wil luister, en ons gaan nou kom na ander mense luister. As ek wel wil luister, waarmee luister jy? Waar wil jou ore? Waarmee luister jy? Sê vir my. Natuurlik luister jy ook met jou oë. Ek wil, as jy praat en ek kyk daar aan die ander kant en ek kyk hier op my selfoon, wat sê dit? Ek luister nie regtig nie. Ek gee nie om vir jou nie. Eintlik minag ek jou. So jy luister met jou ore, met jou oë, maar jy luister ook met jou kop, is dit nie? Jy wil mos verstaan wat daai ouetjie sê. En in laastens dink ek, wel is nie eers laastens nie, maar nog een van die goed waarmee ek luister is my hart. Want ek wil nie net hoor wat jy sê nie. Ek wil hoor wat lê daar agter. Wat is die emosie daaraan betrokke? Hoekom sê jy dit? Vriende, ons word geroep vanmôre om te luister
as God fluister. Want ons wil verstaan wat die Here sê, maar ons wil God se hartklop ook hoor. Die eerste persoon wat fluister, is die Here self. En ons moet die kuns begin bemeester om God te hoor. Ek gaan net nou weer terugkom daarna toe. Ons tema is luister wie daar fluister. En ons moet luister na God. Maar in die tweede plek moet ons ook luister na mense. Want die mense fluister ook. Hulle fluister hulle diepste nood. Hulle fluister hulle behoeftes. Maar weet jy, die wêreld is so vol van massamedia en sosiale media en wat noem ons daai goed in Afrikaans? Smaakmakers, dis nou influencers en advertensies. Die hele wêreld bulder so met nonsens in ons ore dat ons nie baie keer God se fluistering, maar ook my medemens se fluistering hoor nie. Maar is nie dit God wat fluister nie. My medemens fluister ook. Hy fluister sy nood, sy behoeftes, sy diepste wese. Maar massamedia en sosiale media en influencers, die Afrikaanse naam daarvoor is glo, smaakmakers, en die advertensiewese, alles bombardeer ons so met inligting, met lawaai, dat ons sukkel baie keer om stil te word en God se stem te hoor. Want hy praat in 'n briesie. Maar kom ek vra die vraag, al praat God met 'n briesie, kom ons probeer gou opsom al die maniere waarop God wel met my as sy kind, met hierdie wêreld praat. Ek sou in die eerste plek wil sê, God praat deur ander gelowiges met jou. Ek dink aan Dawid, toe Dawid so droog gemaak het, kom die profeet Nathan. En Nathan kom sê vir Dawid, jy's die man, namens God. En hy hoor onmiddellik die fluistering van God in Nathan se woorde. En dan in die Nuwe Testament is daar een van die vroeë gelowiges, Filippus, wat op die eensame pad gestuur word deur die Here, sodat hy met die Ethiopiër, wat van die koningshuis van Ethiopië kom, vir hom die evangelie kan verkondig. Sodat hy kan hoor, so sê die Here. So die Here praat met ons deur gelowiges, maar hy praat ook, weet jy, dis snaaks genoeg soms met ons deur ongelowiges. Onthou jy vir Jona op die skip? Die storm gaan aan en Jona lê in slaap want hy hol vir God weg. Wie kom maak hom wakker? Die ongelowige heidense skepskaptein sê, wat gaan nie aan? Wat gaan nie aan? Ons vergaan en jy lê in slaap. Bid tot jou God dat hy ons red. Kan jy dit glo? Dat God ook by geleentheid ongelowiges gebruik om met ons te praat. Maar weet jy, hy praat ook soms deur kinders. En ek wil vir jou 'n storie uit my eie lewe vertel. Ek het 'n kleinkind wat ek nou van die skool af soms huis toe ry. Haar naam is Hilde. En hier druk 'n taxi soos gewoonlik voor my in en ek moet net stop of ek ry in hom vas en ek sê, kyk daai aap. En die dogtertjie sê vir my eie kleinkind sê vir my, oupa, 'n kind van die Here sê vir geen mens, hy's 'n aap nie. Doef teen my voorkop. God praat ook deur kinders. Ons moet luister. En dan deur gebeurtenisse. Goed wat oor jou pad kom. Ek dink byvoorbeeld aan Biliam se donkie wat gepraat het. En agter Biliam se donkie, dis in die Ou Testament, lê die stem van God. Maar bo alles, as ons alles bymekaar sit, dan word dit die stem van God se Heilige Gees. Want die ding waarmee die Here die meeste met ons praat, is sy woord. Sy woord waarin Jesus sentraal staan. En daarom staan daar in Romeine hoofstuk 10,
vanaf vers 14, dat geloof kom deur gehoor, deur wat ek hoor. Iemand wat die boodskap vir my dra. En die boodskap sentreer rondom Jesus. So God praat met ons. Hy fluister. Maar in die tweede plek praat God ook met mense en die mense op hulle beurt fluister ook terug. Selfde massamedia, al daai goeders wat ek genoem het, bombardeer die ore van die wêreld, van die mense, sodat hulle nie God se stem kan hoor nie. Die Here wil luister as die mens fluister. Maar die mens moet ook hoor as God fluister. En in hierdie wêreld is God ingestel op die fluistering van sy kinders en van mense. So wanneer jy 'n skietgebed opstuur, weet dat God luister. Ek dink so aan die pragtige teks in Jesaja hoofstuk 59 vers 1 en 2. Daar staan die arm van die Here is nie te kort om te help nie. En sy oor is nie te doof om te hoor nie. Maar julle ongeregtigheid, julle sonde kom staan tussen God se ore en julle monde. Liewe vriende, die fluistering waarvan ons hier praat, is God in die eerste plek wat sy woord, sy liefde, sy genade, maar ook af en toe sy teregwysing vir ons fluister. Maar die tweede fluistering waaroor dit hier gaan is die medemens wat fluister. En omdat in hierdie lawaai wat die wêreld skep, ons ook so meegesleer word, hoor ons nie altyd die fluistering van ons medemens nie. Maar na die fluister moet daar, en daarmee gaan ek afsluit, maar ek gaan nog so 'n paar minuutjies daarmee besig wees, moet ons luister. Ons moet luister wie daar fluister. God is die eerste een wat fluister en ons moet luister. Ons moet hoor. Ek het nou vir jou gesê die maniere waarop God met ons praat. Maar praat help niks as ons nie luister nie. En luister, heel aan die begin het ek gesê, is 'n keuse. Spreek Here, sê Samuel, want u diensknegt luister. God wil vanmôre vir my en vir jou sê, hy wil luister as ons fluister. Maar ons moet luister as hy fluister. Ons moet luister na God, ons moet tyd maak vir God in sy woord en sy gees. Ek wil vir jou 'n voorbeeld noem. My dogter, se dogter, nou nie die enetjie wat ek nou van gepraat nie, maar 'n ouer dogter, kom na mamma toe en sê, ma, ek dink ma moet by 'n Bybelstudiegroep aansluit. Ma sê, ja, dis 'n goeie idee, maar jong, ek is so besig. Sondag in die kerk, preek die dominee oor wat? Oor dat ons moet verdiep in die woord. En een van die maniere is om by 'n Bybelstudiegroep aan te sluit. Nommer 2. Daai selfe aand kry sy uit die bloute van 'n vriendin met wie sy nie baie kontak het nie, 'n uitnodiging om wat te doen, om aan te sluit by 'n Bybelstudiegroep. 3 keer na mekaar. Sê jy vir my dis toevallig? Geensins. God wat fluister. En as God fluister, moet ons luister. En luister beteken nie net met jou ore nie, maar met jou hart en met jou verstand, maar ook fluister. God se fluisteringstem moet ek ook hoor met my hande. Ek moet doen wat God vir my vra wanneer hy fluister. Maar ek en jy as Christene moenie net na God luister nie. Ons moet ook na ander mense luister. Gelowiges
en ongelowiges. Want aan die einde van die dag gaan dit daaroor dat God wil na die mense baie keer luister deur my ore en deur jou ore. Ons moet luister wat die nood van die wêreld is. Ons moet luister waarmee worstel hulle. En as die kans daar is om dan na ek geluister het te praat, kan ek dalk iets doen. Maar ons praat baie keer gouer as wat ons luister. Ek het jou gelees uit Jakobus wat sê, ons moet vinnig wees om te luister en stadig om te praat. Wat doen luister? En hoe moet ek luister? In die eerste plek, en ek gaan dit vinnig opsom, in die eerste plek, is luister 'n daad van liefde. Luister is 'n daad van liefde. Praat, raad gee, kan heeltemal anders geïnterpreteer word, maar as iemand my in my oë kyk, met 'n ligte glimlag en sê, praat, ek luister, en jy kom agter, hy luister, dan doen dit iets aan jou binnekant. Iemand het eendag, julle ken die ou gesegde, gesê, wat mense gedoen het, gaan jy vergeet. Wat hulle gesê het, gaan die wind wegwaai. Maar wat jy vir altyd gaan onthou, is hoe hulle jou laat voel het. En een van die goed, wat of 'n mens laat sleg of laat lekker voel, is wanneer iemand na jou luister. Nie luister om antwoorde te gee nie. Nie luister net om 'n kans te kry om in te chip en sy wysheid op jou af te dwing nie. Maar luister om te probeer verstaan. Luister om met begrip 'n sinvolle reaksie te kan gee. Laat my so dink aan die ou wat gesê het, hy dink dit is nou tyd om te trou met 'n vrou. Want hy is moeg daarvan om die hele tyd sy eie sinne klaar te maak. Dit is tong in die kies, maar verstaan jy die probleem? Ons luister baie keer om te kan reageer, om 'n teenargument te kan gooi. Nee, liefde is tyd wat jy spandeer om te probeer verstaan, en jy luister nie om 'n antwoord te gee nie. En daarom is luister 'n geskenk van die Here wat jy aan iemand gee. Die wêreld om ons smag na luisteraars. As jy die Here se genade en vergifnis ervaar het, dan kan jy ook begin luister na mense wat dit nog nie het nie. En miskien later iets in die gesprek ingooi van God se groot liefde. Maar dit begin by mense wat luister. Luister wie daar fluister. Mag ek en jy luisteraars wees in die wêreld van fluistering. Ek wil nou vra dat ons saam luister na 'n lied. Die lied is toevallig die naam, die luisterlied, wat gaan oor ons verhouding met die Here. Ons wil na hom luister, ons wil na mekaar luister, en ons wil na die wêreld daar buitekant luister. En mag die lied ook vir jou die spykers inslaan van die preek wat ek glo die Here vandag vir jou en vir my gee. Die Here seën jou. Ek wil u hoor, ek wil in stilte by u rus. Ek wil my stem voor u verloor. Maak my 'n kind wat steeds bly leef. Gee my 'n oor vir die hartklop aan my deur. U praat, u werk in woord en daad. U bou u koninkryk
Ek wil jou hoor as jy jou storie woorde maak. Jy reisgenoot op God se spoor. Ek wil jou lief hê en vertrou. Ek gee my oor vir die woord van God in jou. God praat, God werk in woord en daad. Hy bou sy koninkryk en ons lief luister ryk. Halle, halle, halleluja. Halle, halle, halleluja. Ek wil hoor wat op my buitekring bly staan, waar vreemde stemme al bekoor. Gee my o Here openheid, gee my 'n oor vir die soekstem van ons tyd. God praat, God werk in woord en daad. Hy bou sy koninkryk en ons lief luister.